gemeente te gee. Maar hy het vir my 'n baie harde woord gegee vir die vanmôre, maar ook 'n baie awesome woord. Here sê die woord in ons moet awe wees. Dit beteken dit moet asemrowend wees. Dit beteken as jy dit hoor moet jy sê, wat? Is dit regtig wat gebeur? Is dit regtig wat die Here vir my sê? En dit is wat die Here vandag wil hê, jy moet hier uitstap. Want as jy hier ingestap het vanmôre, gaan jy nie dieselfde uitstap nie. Amen. Die Here sê jy kan nie in sy teenwoordigheid wees en hier uitloop en jy voel dieselfde as wat jy ingestap het. Jy moet veranderd wees. Want God is 'n God van verandering. Ja, nou moet ek sê dit baie keer, dan moet ek eers mooi praat. Dan sê ek, weet jy wat, God is vandag, gister, vandag en altyd dieselfde. Maar hy is ook 'n God wat verander. Ons gee nie meer skape en bokke op altaars en brand hulle en gee offer aan die Here en gooi die bloed oor die ark nie. Die Here het verander. Die Here het verander. So sy menswees, hoe kan ek sê, sy reëls en alles bly dieselfde, maar dit verander ook, want die lewe moet verander. Vandag preek ek uit van 'n tablet af. Gister het ons nie van 'n tablet af gepreek, toe die pastoor sê ek dit blaaie gaan. Vandag is dit maklik, ek tik net so, dan kan ek weer gaan. En dis nou nie baie blaaie nie, so ek kan nie die blaaie vir die wysie nie, maar is daarom so 40 of 45 slides. So ek gaan lekker praat vanmôre. Sien julle uit daarna? Amen. Prys die Here, dan kan ek lekker praat. So kom ons maak die woord, ons begin altyd heel eers met die woord van God, want ons moet met die Here begin, is dit nie? Ons moet altyd met die woord begin. Kom, maak vanmôre saam met my die woord oop, baie bekend, Matteus 27. Ek gaan die hele paar verse vanmôre vir u lees, uit Matteus 27, en ek gaan begin lees vanaf vers 11. Vanaf vers 11, nou, die opskrif sê, Jesus voor Pilatus. Ons almal ken hierdie stuk in die woord van die Here. Ons almal weet, dit is waar hulle Jesus gevange geneem het en voor Pilatus gebring het. En waar hulle almal geskree het, kruisig Jesus. Maar kom ons lees. Hy sê, en Jesus het voor die gouverneur gestaan. En die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. En terwyl hy deur die voorpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die gouverneur hom baie verwonderd het. En op die fees was die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. So dis 'n gewoonte hierdie. Hierdie was 'n gewoonte wat gebeur het daar, as hulle op daai fees het, dan gee die gouverneur vir hulle iemand en sê, okay, right, hier's iemand. Wie wil julle hê moet ek loslaat? En ons gaan aan in vers 16, hy sê, en in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus, wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. So kom ons stop dit gou, die gouverneur weet klaar hier iets. Hy sê ja, hulle kom op die uitnydigheid oorgelewer. So hy was eintlik onskuldig in die gouverneur se hart, as ek dit kan sê. Nou gaan ons aan. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man. My wêreld, ons vrouens, mans, julle kan nou maar mooi luister. Jy moet altyd vir jou vrou luister. Want dis hoekom die Here haar vir jou gegee het as 'n hulp. Baie keer is hulle raad beter as ons eie. En baie keer gee die Here dat hulle vir ons sê wat se planne om te maak of wat ons moet besluit. Maar kom ons gaan aan. Hier sê sy vir hom, moet niks met hy regverdige man te doen hê. Want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skaar oorgehaal dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die gouverneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord,
Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die gouverneur sê weer, watter kwaad het hy dan gedoen? Ja. Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas. Hier was hy sy hande. Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op die kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gegeesel en oorgelewer om gekruisig te word. Tot sover. Amen vir die woord van die Here vanmôre. Weet nie wat? Dis harde woorde wat ons gelees het vandag oor iemand wat ons liefhet. Dis harde woorde om te hoor, maar ek is hier vanmôre om met jou te kom praat oor wat is jou identiteit op hierdie oomblik? Waar staan jy? En as ek uit hierdie gedeelte vir jou moet vra, wat is jou identiteit, gaan jy my nie kan sê nie, want hierdie was nie 'n gedeelte oor identiteit, hierdie was 'n gedeelte waar hulle my liefste van my hart gevat het en hom gekruisig. Waar hulle iemand anders te gekies het. Bo Jesus Christus, die een wat ek lief het. Maar ek vra julle vandag, waar is jou lewe vandag? Want jou identiteit plaas jou in 'n sekere plek in jou lewe. Jou identiteit plaas jou op 'n sekere plek in hierdie gemeente. Alhoewel dit 'n liefdevolle gemeente is hier nog steeds sekere persone in 'n gemeente, of in 'n familie, of in 'n klomp vriende. Daar's jou identiteit wat jy het, plaas jou op 'n sekere plek. En dit hang af waar jy jouself hier sit vandag. Maar as ons hierdie gedeelte vat, is daar 4 hoofidentiteite in die gedeelte. Die eerste ene is die gekruisigde. Dit was Jesus Christus. Hy was gekies om gekruisig te word. Hy is iemand wat onskuldig is, maar hy moet altyd opoffer. Dis daai gekruisigde, weet jy, ek is onskuldig, maar ek bewaar altyd die vrede. Weet jy, ek is onskuldig aan enige iets, maar ek vat dit dan soos dit kom na my kant toe. Dan kry jy die volgende identiteit hier, dis die gouverneur. Die gouverneur is iemand wat weet wat reg is. Hy weet ek moet nie vir Jesus kruisig nie. Hy weet Jesus Christus is onskuldig as ek reg. Hy het geweet, hy het gesê. Nogtans weet hy wat reg is, maar hy doen wat die ander sê ek moet. Hy doen nie wat reg is nie. Hy luister eerder vir die ander. Dis ook 'n identiteit. Jy weet presies wat reg is, maar weet jy wat? Hierdie ou kom in opstand, so ek moet ook in opstand. Hierdie ou is besig om iemand sleg te sê en hy's besig om sleg te praat en hy's besig om hom aan te val. Weet jy wat? Ek moet ook hom aanval. Ek weet ek moet nie, maar ek doen dit want weet jy wat? Ek wil inwees. Die volgende identiteit is die opstandige mens. Dis daai wat saamdrom. Hier's baie van hulle in Suid-Afrika. Baie. Daai wat so saamdrom in 'n klomp en dan skree hulle almal saam. Die een sê vir die ander, ons gaan dit sê, ons gaan sê, kruisig hom. En dan skree almal, kruisig hom. Hoekom? Want jy gaan maar net met die vloei. Jy lewe maar net saam met hierdie wêreld. Jy doen maar net wat almal wil hê gedoen moet word. Maar jy weet nie regtig is dit reg of regtig is dit verkeerd. Die laaste identiteit wat hier is Barabbas. Barabbas wat so skuldig is. Wat al die skuld het. Hy is die een wat alles, hy's 'n misdadiger, hy was sleg gewees. Hierdie Barabbas was iemand wat daar was vir 'n rede. Hy het geweet hy gaan gekruisig word. Barabbas het nie van nou af gekom nie. Ja, hy was 'n Jood. Maar hy het geweet hy is skuldig en hy gaan gekruisig word. En wat gebeur? Hy kom skotvry af. Hy is die een wat moet wegloop. 'n Barabbas is die een wat so skuldig is.
maar niemand raak aan hom nie. Want drywer, die meeste mense is nou te kwaad vir die persoon, en nou moet ons hierdie persoon aanval, vergeet die een wat regtig skuldig is. Kom ons val eerder hierdie persoon aan, want daai ene is onskuldig. En ek praat miskien vanmôre met u oor persone, omrede hierdie persone is, maar dit kan enigiets wees in jou lewe. Dit kan geldelike finansies in jou lewe wees, waar jy enig weet wat jy moet doen met jou geld. Jy weet jy moet tiende betaal, maar jy kan nie, want ek moet eerder dit doen. Dit gaan oor enigiets in jou lewe, dit gaan oor 'n situasie, dit gaan oor iets waar jy deur gaan op die oomblik. Nou ek wil vandag het ek 2 punte, en ek gaan regtig, ek sê iemand wat baie lank preek. My vrou sê ek kry gewoonlik nie my albei nie, maar ek sal hom probeer kry vandag so vinnig as moontlik. Maar daar's 2 punte wat ek vir u wil uitlig vandag. 2 punte wat ek wil hier na u toe bring, en dis die 2 punte wat ek graag wil hê die Here moet vandag by u kom wakker maak. En as ek dit vir die openbaring vir u gee, as daai wow factor eers kom, dan wil ek die amens hoor, want hoekom? Dit beteken dat die Here dit vir jou geopenbaar. Die eerste ding wat ek wil oor praat is die groot uitreiling. Ek noem dit nou maar, die Here het vir my gegee as die groot uitreiling, the great exchange. 'n Skuldige misdadiger is vrysgelaat, terwyl die onskuldige Jesus sy plek moet inneem. So iets het gebeur. Daar was 'n switch. Daar was iets wat gebeur het dat hulle die twee moet omruil. Dit het die vraag by my gelos nou die dag toe Dinsdag toe die Here al klaar met my begin praat oor hierdie ding. En dis die eerste skrif wat hy vir my gegee het. Die ander het later gekom maar die vraag: Here, kom ek nou Barabbas gekies? Ek kan dit nie verstaan nie. Almal het sy skuld geken, almal het geweet wat hy gedoen het. Hoekom Barabbas gekies? Die een wat so skuldig is. Ek kom met die praat oor Barabbas so klein bietjie as ek kan. En die Here het my gevat en my bietjie dieper ingevat en dit is wat ek vir julle wil gee. Barabbas was sy naam was Barabbas. Maar sy regte naam wat nie in die woord heeltemal so staan nie, was Jesus Barabbas. Ek sê dit weer. Jesus Barabbas. As jy kyk na daai woord in die Hebreëse betekenis, beteken dit letterlik seun van die Vader. Sê maar wat. Dit beteken seun van die Vader of seun van Abba. Hierdie was 'n man wat gekies was deur die God. Hy was nie gekies deur God nie. God het die Joodse volk vir hom gekies, reg? Want Barabbas was 'n Jood. Beteken hy is deel van die gekiesde volk gewees. Hy was 'n Jood wat verkeerde dinge gedoen het, ekstreem. Maar hy was nog steeds 'n seun van God, want God het hom gekies. Hy was nie net 'n gewone misdadiger nie, hy was 'n berigte misdadiger. Hy het mense in oproer gebring. Hy het mense gelaat draai teen die gouverneurs en teen die ander mense, self die gouverneur wat hom nou laat vrylaat, hy het teen daai gouverneur gedraai. En wat gebeur? Hy pleeg moord terwyl hy dit doen. Nou is hy nie net iemand wat in oproer laat kom of teen mense staan nie. Hy is ook iemand wat moord pleeg om sy punt te laat bewys. Hy het dus verdien om die misdade te kry wat hy op die kruis moes gekry het. Hy was bestem om op daai middelkruis te gaan hang. En nie Jesus. Daar was klaar 3 kruise. Daar was nie 'n beskikkelike kruis gemaak vir Jesus nie. Daar was 3 kruise vir 3 misdadigers en Barabbas was een van hulle. En hy het nie sy kruis gedra nie. Hy moes daar op die middelkruis gewees het, julle. Maar Jesus was op daai kruis. Om dus vir Barabbas vry te laat. Ag, kom op, dit maak dit vir sin. Nee. Dit maak nie vir my sin nie. En ek vra die Here, hoekom? Hoekom het hulle Barabbas gekies? Ek weet daar was 'n plan met Jesus. Ek weet hy het 'n groter plan vir ons almal, maar hoekom Barabbas? God is daar baie ander wat hom gekies het. Nou kyk ons na Jesus. Jesus is die Messias. Jesus is die Seun van God.
die seun van Abraham. Hy was 'n Jood gebore, so hy's deel van die Griekse volk. Hy's deel van die Joodse volk, hy's deel van die volk wat gekies is deur God. Hy het liefde verkondig in die eerste plek. Hy het altyd die ander waan gedraai, hy was altyd die minste. Hy het altyd vrede bewaar. Hy het gevat dat na sy kant toe kom. Ek moet iets hierso, die Gees gee vir my soos wat hy wil. Het nie geweet, die woord van die Here sê vir ons dat Jesus het deur elke trial and tribulation, as ek dit nou in Engels kan sê, gegaan wat ons nou deur. Ek weet nie of jy dit verstaan. Kom praat so oor die man sê, Here vergewe my, maar ek gaan dit sê. Ons het Woensdag die kursus gedoen en Bruce Wilkinson het dit gesê en dit het my so hard geslaan. Ons is mans. Ons sê maar ons is maar mans. Ons het luste. Raai wat? Ons kyk na iemand en dan dink ons dit is 'n mooi vrou. Bruce Wilkinson staan, hy sê hy het een keer die wat ons almal word getoets as ek reg. Ons almal kry dinge waardeur ons gaan. En hy sê maak eendag die deur oop en hier staan 'n vrou voor hom en sy sê ek het baie van jou gehoor en ek dink ek en jy moet saam wees. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Hy sê in daai oomblik word hy so getoets dat hy sê ja, hy sê nie, hy sê ja, hy sê nee. Maar nogtans het hy die deur toegemaak. Hy het wel geoorwin in die toets. Maar nou moet ek vir julle sê, Jesus het daar deur gegaan. Want hy het in elke ding wat ons deurgaan, deurgegaan. Daar's niks wat ons deurgaan wat Jesus nie ken nie. En dis hoekom ons na Jesus toe kan gaan as die een wat liefde verkondig. Ons kan na hom toe gaan as die een wat vergewe. Ons kan na hom toe gaan want hy was die onskuldige wat beskuldig geword het. Dis het Jesus glad nie verdien om te sterf nie. Dit bring my by die groot uitdrukking. Pilatus, Jesus staan voor Pilatus en hy verklaar 3 keer in die woord. Vers 15 sê hy, en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien. Pilatus sê dit uit sy mond. Hy sê die tweede keer op vers 20, hy sê daarop steek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat. Vers 22 sê, en vir die 3de keer sê hy vir hulle, wat 'n kwaad het hy aan julle gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien. Asof dit nou nie genoeg is nie. Asof dit nou nie genoeg is nie. Het tot sy vrou hom gewas. Vir hom sê hy, daai man is onskuldig. Moenie enigiets aan hom doen nie. Want wat gaan gebeur? Jy gaan die bloed op jou hande hê. Asof dit nie genoeg is nie, die 2 manne wat langs Jesus staan, die een sê vir die ander, ons is skuldig, maar hierdie man is regverdig. En toe verder, toe alles gebeur het, kom die hoofman in vers 47 en hy sê, ek moet lees, hy sê, en toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. 6 keer, kan het 7 maak met die vrou. 7 keer, wat het bevestig is, dat Jesus Christus ons vrygewees het. Maar hy is geruil met Barabbas. Daai groot ruiling het gebeur met Barabbas. En Barabbas draai om en hy stap daar uit en ek kan myself net indink wat dink hy. Wow, awesome! Ek is so skuldig, ek het alles gedoen, maar wat? Dis alright. Ek kan dit maar weer gaan doen, wat drywer? I am a free man. Hulle sal my nie vat nie. Ek moet eerder iemand kry soos Jesus. Dan ruil hulle my uit met Jesus Christus. Die tweede punt wat ek met u wil praat, ons noem dit die sonnebok en die scapegoat, dis net soos wat dit in die Bybel staan. Die scapegoat of die sonnebok. Nou ek gaan gou vir u net 3 versies lees en dan gaan ek lees in Levitikus. In Levitikus gaan ek lees gou vanaf hoofstuk 16, vers 22, 23 en 24. Hy sê dit, so moet die bok dan op hom
al hulle ongeregtighede na 'n woestynland wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linne uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die heiligdom ingegaan het en dit daar neerlê. So hy moet dit wat hy aangetrek het neerlê. Dan kom hy en hy sê, en hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die waterbad was. Hy moet homself eers gaan was. En sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei om vir hom en vir die volk versoening te doen. Tot sover. Nou jy verstaan nou glad, want ek wil graag net 'n bietjie verduidelik. Jy sien, in die ou tyd het die Here gesê, daar moet versoening vir sonde gebring word deur offers en brandoffers. Maar hier kom hy en hy sê vir Aaron, daar moet die man of die bokke wat jy moet kry, daar moet 2 bokke kom. En die 2 bokke wat moet kom, moet jy een kies. En wie kies een? Jy, die priester. Kies een van die 2 bokke. Die een wat vir jou vlekkeloos lyk, die een wat niks verkeerd nie, die een wat jy sien wat die beste is, trek jy in na jou toe. Maar die ander een gaan lê jy jou hand op hulle en jy plaas al die sonde van die volk op hom. En jy sê vir hom, luister, jy's die sondebok, jy's nie 'n scapegoat. Ek bid dat al die sonde van hierdie mense wat versoening soek op jou kom. En ek tel jou op en ek gaan gee jou daar in die woestyn dat jy kan loop. Wat doen jy? Al wat jy moet doen, is jy moet die sonde van die mense op jou dra. Dis al wat ek wil hê jy moet doen. Want die sonde beweeg saam met jou weg. En die ander bok vat jy, en jy slag sy keel af. En jy gaan nie eers voor jy sy keel afslag, jy gaan trek jou klere uit, jy gaan was vir jouself, jy reinig vir jouself, dan kom jy en jy slag hierdie bok. En jy gooi die bloed oor die ark, en jy brand die bok, want jy gaan dit nou doen vir 'n brandoffer, om versoening te doen vir die volk. En vir hulle sonde. Nou weet ek nie of jy besef wat daar aangaan. Maar dit is die heel eerste plek waar ek vandag wil praat. Hulle noem hierdie bok, die bok van Azazel. Nou die woord Azazel beteken die naam wat gegee is aan die bok wat op die versoeningdag in die woestyn moes wegloop. Dis die bok Azazel. Die Bybelse dag van versoening vat 2 bokke. Die een word sondig gegee, alles word op hom gelaai en hy word weggestuur. Die ander ene word dan geoffer vir die Here. So die scapegoat, die een wat weggestuur word. Nou moet jy begin luister vir my. Wag gou so, ek sien of julle wakker is. Okay, hier kom die wal. Hier kom die wal vandag. Hoekom het die hulle vir Barabbas gekies bo Jesus? En die Here kom en hy openbaar dit aan my. Hoe kan Here jy vir Barabbas loslaat? Bo Jesus. En Jesus kom en hy sê vir my, want jy Nico, is Barabbas. Jy my liewe broer en suster, jy's Barabbas. Jy's die een wat sondig is. Jy's die een wat al die sonde het. Jy's die een wat skuldig is. Jy's die een wat al die sonde op jou het. Maar wat moet jy doen? Ek moet jou ruil. Want hoekom? Ek het jou so lief. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat wie wat in hom glo, kan vrymaak. Jy is Barabbas vandag. Vandag het die Here gekom en hy sê vir jou, ja, jy is sondig. Ja, jy doen dinge wat nie moet gedoen word nie. Jy staan teen mense op, jy praat oor mense, jy skinder vandag, jy doen al daai dinge. Maar jy is vrygekoop. Hoekom? Because I said yes to Jesus. Het jy nou ja gesê vir die Here? Ja. Wel, raai wat? Jy loop in daai woestyn rond. En raai wat? Daai sonde wat nog steeds op jou is, kom die vyand en hy ruk jou net so partykeer bietjie vas en hy sê vir jou, hoorie som, jy is sondig. En hy remind jou om dit wat jy gedoen het.
die wat skuldig en heeltemal weggestuur is en veroordeling moet wees. Maar ons word nie veroordeel nie. Ons is vrygestel in die plek van Jesus Christus. Ja, mense, preek ek vir myself vanmôre. Ek hoop nie so nie. Jesus sê vir ons in Markus dat hy juis gekom het vir die sondaars. Hy het juis gekom vir ons. Hy het gekom vir Barabbas. Toe hy daar is, toe kon hy al vir Barabbas sê, don't stress about the smoking, moenie worry nie. Jy gaan vry wees vandag, don't worry. Want ek is hier. Ek gaan jou plek vat in die plek wat jy moes gewees het. Ek gaan daai kruis vir jou dra. Ek gaan op daai kruis gaan staan. Raymond, jy is maar net die eskynkant. Jy is maar net die sondebok wat vrygeloop gaan word. Ja, jy gaan jou sondes vat tot op die dag wat ek alles van jou afgaan wegvat. Dan jy waarlik vry is. En wat moet ons doen? Net so wat die priester was, kom die Here en hy sê vir jou, jy moet hom aanneem. En jy moet, waar is julle doopbad? Dit is geen doopbad. Agter my. Goed. En jy moet deur daai doopbad. Want hoekom? Jy moet eers jou klere gaan uittrek. En dan moet jy gaan gewas word, sodat jy skoon gemaak kan kom. Jou ou lewe af lê en opstaan in 'n nuwe lewe. Hoekom? Dis die wet van God. Dis wat God gesê het, dis wat nou nog gebeur. Alhoewel jy nie 'n skytkout is, moet dit nog steeds gebeur. En dan kan jy maar weer die klere van die wêreld gaan aantrek. Want raai wat? You clean inside. Jy is skoon onder die klere, dit maak nie saak nie. Want die Here kyk nie na die klere nie. Hy kyk na die hart. En nou is jy skoon. Hoor gou die woord van die Here in Romeine 3 vers 23 en 24. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. As jy Jesus aangeneem het en jy's deur daai doopbad, kan ek vandag vir jou sê jy's regverdig. En jy's regverdig nie voor Jesus en God alleen nie. Jy moet geregverdig wees voor jou broers en susters. Wat beteken dit om 'n Barabbas te wees? Wat beteken dit om 'n Barabbas of 'n scapegoat te wees wat daar in die woestyn inloop, wat al die sonde op hom het, maar wat vrygemaak is? Ek gaan vir julle sê, en ek is besig om af te sluit. Ek wil vir julle sê vandag dat in 2 Korintiërs 5 vers 21 staan dit so, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou maak dit vir jou sin. Dit maak vir jou sin, hoekom Jesus Christus jou plek opgeneem het. Hoekom Jesus Christus vir jou op die kruis gesterf het. Dit maak nou 'n bietjie meer sin, want raai wat? Ek is skuldig. Maar ek wil jy nou vra vandag. En ek moet die vraag vra. Dis deel van my afsluiting. Waar is jou identiteit nog? Is jou identiteit 'n Barabbas? Is jou identiteit 'n gouverneur? Is jou identiteit iemand wat in oproer kom teen almal? Is jou identiteit die scapegoat? Is jou identiteit die gekruisigde, Jesus Christus? Want die Here sê ook vir ons moenie net 'n Jesus Christus wees nie. Ons moenie net die gekruisigde wees nie. Wat alles vat soos dit kom nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here wil ook hê, jy moet wat wees? Ek moet 'n Barabbas wees. Want dis hoekom hy gekom het. Hy wil hê jy moet 'n Barabbas wees. Maar hy wil ook hê jy moet soos hy wees. So wat is jy? Is jy 'n Barabbas of is jy 'n Jesus? 'n gekruisigde? Maar wat nou? Die
autoriteit vandag? Is jy dalk die gouverneur vandag? Die gouverneur wat net doen wat anders sê. Doen wat anders sê. Die Here sê ook, jy moet luister na sy woord. Hy wil nie hê jy moet vir ander luister, maar hy wil hê jy moet luister na sy woord. So jy moet ook iemand wees wat luister. Jy moet ook iemand wees wat dit doen. Maar waaroor gaan dit alles vandag, my liewe broer, my suster? Die wat my aanhoor vanmôre, hoor wat ek vir jou sê, dit gaan vandag nie oor jou nie. Dit gaan vandag to be like Jesus. Sal Jesus opstaan teen iemand? Sal Jesus iemand sleg sê? Want die Here sê in sy woord, hy sê, as jy in hierdie woord was, en jy maak vir hom toe, en jy staan op, en jy loop weg, dan moet jy beter voel as wat jy hom opgemaak het. Het gaan oor die opbouing van elke siel van God. Dit gaan oor die opbouing van elke mens. Dit gaan oor die opbouing van die woord van die Here. As jy in hierdie kerk ingestap het, moet jy nie dieselfde uitstap as wat jy ingekom het. As jy nie dieselfde uitstap en jy voel laag as wat jy ingekom het, kan ons sien nie. Kom vat my aan, want dis nie dat ek nie my werk gaan. Maar jy moet hier uitstap, opgebou. Jy moet hier uitstap, beter voel. Hoekom? Want dit is wat God doen. God is nie iemand wat afbreek nie. God is nie iemand wat iemand anders te sleg sê nie. God is nie iemand wat sê dat alles moet verkeerd loop nie. Hy wil hê dat jy moet vooruit gaan. Want ons dien 'n God van vooruit gaan. Ek moet nou begin met amen kry. Jesus was die offerlam. Ons die skuldige Barabbas en die skeidou, die sondebok wat vrygelaat word in die wêreld. Ons moet Jesus se gesindheid hê elke oomblik van elke dag. Ons moet Jesus verteenwoordig. Is die twee broers wat iets het teen mekaar? Die Here sê gemaak dit reg. Die Here sê maak dit reg want julle moet eensgesind wees. Ja, julle gaan nie saamstem nie, maar daar kan een besluit neem. En julle kan dit saam besluit in een mens. Ons is in hierdie wêreld. Ons het ons klere aangetrek, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is deur die water. En om deur die water te gaan, verander jou as mens teen die wêreld. Ek nooi u vandag uit. U kom my aan. Ek nooi u vandag uit. Daar's baie dinge wat in ons lewe gebeur. Daar's baie dinge wat die Here sê wat ons verkeerd maak. Dalk het jy 'n fout gemaak, nou onlangs. Dalk het jy iets verkeerd gepraat van iemand, nou onlangs. Dalk het jy iemand aangeval. Dalk het jy die finansies net verkeerd gehanteer. Dalk het jy 'n situasie verkeerd gehanteer. Dalk was jy 'n openbaarlike Barabbas wat regtig waar vir almal gewys het hoe lelik was jy en jy het oproerig geraak en jy het voor almal geskree en jy het voor almal gesê dit is nie so dit werk nie, dis hoe dit moet werk. Dalk was jy nou. Maar dit alleen is net die vyand wat jou kom herinner het aan die sonde wat jy moet dra. Want jy is die sondebok en jy moet ongelukkig met daai sonde vir 'n rukkie lank loop. Alhoewel dit alles vergewe is, alhoewel jy skoon gewas is, jy's oorgebid, jy's die hande opgelê, maak ons as mens nog steeds van. Want ons is net mens.